Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Skrif in Konteks. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na 'n redelik bekende boek wat, as ek sê redelik bekend, nie almal gaan noodwendig van hom weet nie, maar jy mag moontlik van hom gehoor het. Dis die boek van Henog, wat 'n geweldige invloed het op hoe baie mense die Bybel verstaan. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons buig hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, dankie vir die geleentheid om bietjie te gesels oor die Bybel en die konteks van die Bybel, en veral waar ons nou gaan praat oor 'n boek wat baie verwarring saai in die gedagtes van mense, wat baie beïnvloed hoe hulle die Bybel lees. Wil ons vra dat U ons sal leer en lei deur U Gees, dat ons beter sal verstaan wat die implikasie is van die gebruik van die boek van Henog op ons verstaan van die Bybel. Leer ons, lei ons in Jesus naam. Amen. Baie mense glo dat die boek van Henog is 'n boek wat mens nodig het om die Bybel in regte konteks te kan verstaan, maar ek persoonlik is van die opinie dat dit definitief eintlik die teenoorgestelde is. Die boek van Henog verdraai jou siening van die Bybel op so 'n manier dat sekere fundamentele beginsels totaal en al verkeerd verstaan word as gevolg van 'n boek wat nie geïnspireer is nie en wat nooit deel van die Bybel was nie. Nou, so ek sê dit was nooit van deel van die Bybel nie. Baie mense as hulle op YouTube gaan kyk, gaan hulle video's teekom wat sê, waarom is die boek van Henog uit die Bybelkanon uitgeneem? Die feit van die saak is, die Bybel was nooit deel van die Bybelkanon in die protestante Bybel nie. Daar's wel 'n weergawe van die Bybel, die Ethiopiese Bybel, waar hy wel voorkom, maar ons gaan 'n bietjie later van nader by daai geval kan kyk. Kom ons begin deur net vinnig te kyk waarvan ons praat wanneer ons praat van die boek van Henog. Baie mense is onder die indruk dat daar net een boek van Henog is. En dis nie korrek nie. Daar is 3 weergawes van die boek van Henog. Nou, in die akademie onderskei hulle tussen hulle deur die mees algemene ene wat mense na verwys te noem 1 Henog, die ander een is 2 Henog, die ander ene is 3 Henog. Nou, 1 Henog kom dan uit jou Joodse tradisie uit, dis eintlik in die intertestamentêre tydperk geskrywe. Nou, die intertestamentêre tydperk verwys na die om en by 400 jaar tussen wat die boek Maleagi geskryf is en wat die boek Matteus geskryf word. Daar so 400 jaar tydperk daarin. In daai tyd het hierdie boek dan na vore gekom. Nou, die boek van Henog, 1 Henog spesifiek, is 'n kombinasie van verskillende ander boeke wat dan nou saamgestel is, min of meer in daai tydperk van die individuele boeke waaruit hy saamgestel is 'n bietjie ouer as dit, maar geen een van hulle dateer terug na die eintlike tyd van Henog nie. So, daai boeke waaruit hy saamgestel is eerstens The Book of the Watchers, die tweede ene, The Similitudes of Enoch, die derde ene, The Astronomical Book, die vierde ene, The Book of Dreams, en dan die 5de ene, The Epistle of Enoch. Nou, dis 'n samestelling van verskillende boeke, waarin daai eerste ene, The Book of the Watchers, vir ons vertel van basies alhoewel hulle Watchers genoem word, is dit 'n verwysing na die gevalle engele. Nou, volgens daai boek is die engele deur God aangestel om aarde toe te kom en die mense te help met sekere dinge. Maar in plaas daarvan om helpers van die mens te word hulle juis mense wat al verlei word deur die skoonheid van aardvrouens, en hulle dan gemeenskap met die aardvrouens, hulle neem vir hulle as vrouens. Dis eintlik 'n totale verdraaiing van wat ons kry in Genesis hoofstuk 6, en uit daai gemeenskap wat hulle met die aardvrouens het, word daar dan reuse gebore. Nou, daai siening dat die reuse die nasate is van 'n vermenging van gevalle engele en mense, is met ander woorde nie 'n Bybelse siening nie, dis eintlik iets wat kom uit 'n buitebybelse bron uit die boek van Henog. Ons kan op 'n later stadium miskien kyk na presies wat die korrekte interpretasie daarvan is, maar vir nou weet net dat daai konsep, die idee van gevalle engele wat gemeenskap het met aardvrouens en dis waar reuse vandaan kom, dit kom nie uit die Bybel uit nie. Dit kom eintlik uit, dis 'n nagevolg van die boek van Henog se inlees binne in die teks van die Bybel. So 1 Henog is dan
daai geskrif wat in die intertestamentêre tydperk geskryf is. 2 Henog staan ook bekend as the Book of the Secrets of Enoch, en dis eintlik 'n verkorte weergawe van 1 Henog. Hy het baie van dieselfde stories, maar sekere essensiële verskille het hy dan ook. En dan kry ons 3 Henog, wat 'n redelike tyd later geskryf is. Daar word na hom verwys ook as the Hebrew Book of Enoch, of the Book of the Palaces, of the Book of the Rabbi Ishmael, of the Revelation of Metatron. Nou, wie is Metatron? Volgens hierdie boek is Henog, toe hy lewend opgevaar het hemel toe, is hy verander in 'n engel en hy die naam Metatron ontvang. Nou, dit is loutere snert om dit lig te stel. Dit is definitief nie 'n Bybelse konsep dat wanneer ons hemel toe gaan, ons ewe skielik verander word in ander wesens soos engele nie. Maar weet dan, wanneer iemand praat van die boek van Henog, vra die persoon, maar watter ene praat jy van? Want daar is nie net een nie, daar's 3 wat bekend is, en wat oor verskillende tydperke geskryf is. Die 2de en die 3de het dan verskyn 'n redelike tyd na die tyd van Jesus Christus. So, as ons gaan kyk, die tydperk rolweg, wat hierdie boeke na vore gekom het, was hier van die 2de na die 5de eeu na Christus. En dan die tweede weergawe, die 2 Henog, is dan ene wat so tussen die 1ste en die 3de eeu na Christus eers geskryf is. Nou, al hierdie boeke van Henog is wat genoem word pseudepigrapha. Nou, wat beteken die woord pseudepigrapha? Pseudo beteken vals, epi is oor of bo-op, en grapha om te skryf. As jy daai 3 woorde saamsit, pseudoepigrapha, pseudepigrapha, dan kry jy 'n vals skrywer oor die teks. Nou, pseudepigrapha was geweldig gewild in daai intertestamentêre tydperk. Daar's geweldig baie boeke wat uitgekom het, onder andere boeke soos byvoorbeeld die Testament van Job, wat definitief nie deur Job geskryf is nie. Dit was die gebruik in daai tyd om iets te skryf en om dit geloofwaardigheid te gee. Gaan jy en jy skryf die boek toe aan iemand wat bekend is. Met ander woorde, jy skryf 'n ding en jy sê nee, hierdie is eintlik deur Job geskryf, of hierdie is deur Henog geskryf. Nou, omdat Henog so geweldige interessante verhaal is, maar baie kripties in die Bybel vertel ons nie verskriklik baie van Henog nie. Daar's maar 'n paar verse in Genesis wat hom noem, en dan is daar 'n paar verse in die Nuwe Testament wat hom noem. Weet ons nie verskriklik baie van hom nie. So hy was 'n baie goeie kandidaat om gebruik te word as die kamstige outeur van een van hierdie skrywers, om dit eintlik geloofwaardigheid te gee. Maar dan gaan mense dink, maar nou het ek half geheime kennis wat ander nie het nie. Nou, ongelukkig in die laat intertestamentêre tydperk en onder vroeë Christene en Jode van daai tyd, was die boek van Henog, en ek verwys nou spesifiek na 1 Henog, om die ander 2 nog nie bestaan het nie, was dit geweldig gewild. Tot so mate dat die gebruik in die Bybel, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, is baie keer om na ander boeke te verwys, wat nie in die Bybel is nie, as 'n bron vir dit wat jy hier skryf. So gaan jy byvoorbeeld in die Ou Testament kry, dat hulle gaan sê, soos wat geskryf is in die boek van die opregte. In Engels is dit the Book of Jasher, want die woord Jasher beteken opregte. En die Ou Testament verwys na 12 buitebybelse boeke, wat ook gedien het as bron, of wat dieselfde inligting deel. Nou, die oomblik wat die Bybel praat van 'n ander boek, sê dit nie die ander boek is ook geïnspireer, of op dieselfde vlak as die Bybel nie. Dit is bloot net 'n boek wat dieselfde inligting gehad het, maar heel waarskynlik ander inligting bevat, wat nie so geloofwaardig is nie, maar definitief nie geïnspireer is soos die Bybel nie. As dit ten volle geïnspireer was, sou dit deel gewees het van die Bybel kanon. Nou, in die boek Judas kry ons dan 'n aanhaling wat spesifiek kom uit die boek van Henog. En dis daai gedeelte wat hy dan nou praat, spesifiek van Henog, en hoe Henog eintlik oor die wederkoms van Jesus Christus gepreek het, voor die tyd van die vloed. Nou dit, op sigself is 'n baie interessante gedagte, dat Henog gepreek het oor die wederkoms alreeds voor die vloed. Nou kom ons gaan kyk gou-gou na wat die Bybel daar vir ons sê, want ek dink dis die moeite werd om stil te staan by hierdie
gedagte. Ek het nou nie beplan om dit nou te bespreek nie, maar miskien is dit nie 'n slegte idee om dit nou te doen nie, net sodat jy weet presies wat ons hier in oog het. So ons gaan na die boek Judas toe, dis 'n baie klein boekie, wat verskyn net voor die boek Openbaring. Hy het net een hoofstuk. So ons gaan kyk hier na net 2 verse, en daai verse is vers 14 en 15. Die Bybel sê daar vir ons, en Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense, onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Nou, enigste vers in die hele Bybel, waar die woord goddeloos 4 keer in 1 vers voorkom, het ons enige twyfel oor die toestand van die mense in daai tyd? Nee. So, as dit Henog was wat dit gepreek het, wanneer is dit gepreek? Dis gepreek voor die vloed. Nou waarom sê ek hy praat van die wederkoms? Kom ons gaan staan vinnig weer stil by die teks. Kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle. Hier moet ons een ding baie mooi verstaan. Alhoewel dit in die verlede tyd gestel is, vind ons in profetiese teks, dat soms sal in profetiese teks iets wat nog moet gebeur, na verwys word in die verlede tyd. Baie mense praat daarvan as the prophetic perfect. Jy weet soos wat jy die past perfect in Engels kry, waar jy na iets verwys het wat klaar in die verlede gebeur het, is hierdie the prophetic perfect. Met ander woorde profeties, dit moet nog gebeur, maar ons praat daarvan in die verlede tyd. Hoekom? Want dit is so seker dat dit gaan gebeur en niemand dit kan stop nie, dat jy net sowel daarvan kan praat asof dit in die verlede tyd is. Nou hoe weet ons? Hierdie is spesifiek iets wat nog in die toekoms lê, want wat hy hiervan praat is dat die Here gekom met sy heilige 10.000 talle. Toe Jesus die eerste keer gekom het, was dit met heilige 10.000 talle? Nee. Wat sê die Bybel vir ons? Wanneer gaan Christus kom met sy heilige 10.000 talle? Openbaring hoofstuk 19. Christus is die ruiter op die wit perd. Hy is in die voorpunt van die hemelse leerskare en daar is miljoene, duisende op duisende engele op wit perde wat saam met hom kom. Dis die enigste tyd wat hy met sy heilige 10.000 talle gaan kom en dit lê in die toekoms. So, hierso sien ons duidelik, Henog het voor die vloed al nie net kennis gehad van nie, maar die boodskap van die wederkoms ook verkondig. So, ons gaan terug na hierdie boek van Henog toe. Wat kan dit vir ons leer? Ons sien hierdie gevalle engele. Hulle dan nou kwansuis vir hulle aardvrouens geneem, gemeenskap met hulle gehad, en dis waar die reëse vandaan kom. Miskien moet ons sommer na hierdie Bybelgedeelte ook gaan kyk, en net verstaan presies wat die skrif vir ons hierso sê. So ons moet gaan na Genesis hoofstuk 6 toe. Genesis hoofstuk 6, en dit sê vir ons vanaf vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Ons sien nou die gevolg daarvan, dat God sê, my gees sal nie vir ewig saam met hulle lewe nie, en hulle jare sal wees, of hulle dae sal wees, 120 jaar, dan sê dit vanaf vers 6. In die dae was daar reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou dae, die manne van naam. Nou, wat sê die Bybel? Daar was reëse, en ook daarna, toe die vermenging plaasgevind het. So wat was eerste, die vermenging of die reëse? Daar was reëse alreeds. Die reëse is nie die gevolg van die vermenging nie. So, daar's 'n kronologiese probleem
met hierdie verstaan van is gevalle engele. Boonop, kan honde en katte teel? Nee, hulle kan nie. Hoekom nie? Want die een is 'n hond, die ander is 'n kat. As 'n ding nie geneties dieselfde ding is nie, kan hy nie kruisteel nie. Ons kry dit nêrens in die geskaapenheid. Wat twee goed wat nie dieselfde ding is, kan kruisteel nie. Die oomblik wat goeders kan kruisteel, is hulle definitief na verwant aan mekaar. En die oomblik wat hulle bietjie te ver onverwant van mekaar raak, dan gaan jy kry dat daai generasie nie kan verder aanteel nie. Dink byvoorbeeld as 'n perd en 'n donkie teel. Wat kry jy? Jy kry 'n muil, maar kan muile aanteel? Nee, hulle kan nie. Hulle verloor die vermoë om verder aan te teel. Nou as engele en mense kan kruisteel, dan sou dit beteken dat hulle geneties dieselfde ding moes wees, wat hulle nie is nie. So die gedagte aan die vermenging van engele en mense is absurd. Boonop, die Bybel leer nooit vir ons dat engele kan teel nie. Die Bybel praat nooit van vroulike weergawes van engele nie. Hierdie idee van 'n Cupid, 'n baba engeltjie, impliseer dat daar mamma engeltjies en papa engeltjies moet wees, wat daar nie is nie. Die Bybel ken nie so ding nie. Onthou, engele is boodskappers en ek dink dis juist waarom daar so aanslag van Satan is, spesifiek op seksualiteit, omdat dit iets is wat die engele nie beskore is nie. Ons is gemaak in die beeld van God. God kan skep ex nihilo uit niks uit nie. Die mens kan nie uit niks uit skep nie, maar man en vrou kan 'n volgende generasie die lewe inbring. Die konsep van engele wat kan gemeenskap hê met aardvrouens en 'n volgende geslag in die lewe bring, is eintlik totaal en al absurd. Dan is dit ook 'n interessante ding, as hulle almal dan nou vernietig is in die vloed, soos wat die Bybel leer, waar kom die reëse na die vloed dan vandaan? Was daar dan weer 'n gemeenskap van hierdie gevalle engele met aardvrouens, en waarom sou dit ophou? Sou die gevalle engele dan net ewe skielik besluit het, maar ons wil nie meer 'n gemeenskap hê met aardvrouens nie? Dit is eintlik 'n baie vreemde, amper absurde idee, dat dit gevalle engele is wat gemeenskap gehad het met aardvrouens, en dat dit die oorsprong is van die reëse. So, nog 'n interessante idee wat na vore kom in die boek van Henog, is dat Noag intersessie gedoen het vir hierdie reëse. Onthou nou, ons praat nou oor 'n buitebybelse boek, dis nie Bybels nie, dis nie Heilige Gees geïnspireerd nie. Maar volgens die boek van Henog het Noag gegaan en vir hierdie reëse, wat volgens die boek van Henog nou die kinders is van gevalle engele en aardvrouens, hy het intersessie vir hulle gedoen, sodat hulle gered kan word en hemel toe gaan. Nou kyk 'n bietjie wat maak Hollywood van hierdie tipe van ding. Klompie jare terug, so 'n dekade en 'n half terug, het daar 'n rolprent uitgekom met die naam Noah. En in Noah het die gevalle engele, wat in die rolprent genoem word rock monsters, vir Noag gehelp om die ark te bou. En omdat hulle vir Noag gehelp het die Here hulle vergewe en is hulle weer ontvang in die hemel. Kan daar vergifnis wees vir gevalle engele? Dis definitief nie 'n Bybelse konsep nie. Maar die oomblik wat jy jou gedagtes begin besoedel met hierdie idees wat uit die boek van Henog uitkom, dan begin jy 'n ander blik te hê op die Bybel, 'n ander perspektief. Wat baie interessant is die motivering volgens die boek van Henog van waarom hierdie engele uit die hemel uitgegooi is. In die boek van Henog gaan hy so ver soos om die gevalle engele by naam te noem, en as hy hulle by naam noem, dan gee hy ook die rede waarom hulle uitgewerp is. Nou, een van die engele is uitgewerp omdat hy die mense geleer het om metaal uit klip uit te kan haal. Dis metallurgie, dis mynwese. As God dan nou na die mense sondeval 'n engel uit die hemel gewerp het, omdat hy die mens geleer het om metaal uit klip uit te haal, wat is die volgorde van die uitwerping van die engele relatief tot die val van die mens ensovoorts? Dit bring 'n probleem met die kronologie. Dit beteken dat die mens het geval sonder dat die engele uit die hemel uit al gewerp is.
en dat God eintlik so onregverdig was soos om 'n engel, net omdat hy kennis met mense gedeel het, net so vir interessantheid wat hulle doel was, hulle moes mense kom help, daarom het God hulle uit die hemel uitgegooi. Wat eintlik vir jou 'n vraag begin laat opsteek in jou gedagte, hoe regverdig is God dan, as ons die boek van Henog moet glo? 'n ander engel is uit die hemel uitgegooi, omdat hy die mense geleer het om van hierdie metaal wat hulle dan nou uit die klip uitgehaal het, om van dit wapens te maak. Nou, dis nogal 'n redelike uitdaging. As ons glo, die val van Satan het plaasgevind voor die sondeval van die mens, wat die korrekte kronologie is, hoekom sou die mens wapens nodig het, as dit net Adam en Eva was, waar hy gehad het, Eva moet 'n teflon pan maak om haar man mee te kan slaan, of, ek weet, dis eintlik totaal en al absurd. Dan is daar 'n interessante geval. 'n ander engel is uit die hemel uitgegooi, omdat hy die mens geleer het om van krye medisyne te maak. Maar wag 'n bietjie, hoekom het die mens medisyne nodig voor die sondeval? Was daar siekte, dood en ellende voor die sondeval? Nee. Met ander woorde, ons kry hierdie absurde konsepte van waarom engele uit die hemel uitgewerp is, wat eintlik jou laat vra, maar hoe regverdig is God dan? Want baie van daai aspekte is dinge wat mense vandag doen. Ons haal metaal uit klip uit, is dit 'n inherente sonde? Nee. Dis deel van die ontwikkeling van die mens, dat hulle al hoe meer effektief begin metaal uit klip uithaal. Dis nie inherent 'n sonde nie. Inteendeel, in die Bybel is daar plekke waar die Here sê, maar bring die metaal, bring daai goud en silwer en. Dis tog goeders wat die resultaat is van mynwese, so hoe kan hy dan nou 'n engel uit die hemel uitgooi vir iets wat die mens beoefen, wat die Bybel nie vir jou sê is 'n sonde nie. Die gebruik van krye vir medisyne. Daar's hoeveel gevalle in die Bybel byvoorbeeld waar daar gesê word, gebruik hierop in hierdie geval vir dit ensovoorts, en verskillende krye op verskillende plekke. Met ander woorde, dit kan ook nie inherent 'n sonde wees nie, want die Bybel sê daar vir jou op sekere plekke, maar dit is iets wat jy moet doen. Dis iets wat eintlik van jou verwag word. Hoe kan dit dan 'n sonde wees? So dis baie vreemde dinge wat ons in hierdie boek van Henog dan aantref. Dan so laaste aspek, as ons gaan kyk na die boek van die geheime van Henog, dan sien ons 'n baie interessante ding, waar Melchisedek gebore word. Boonbehalwe vir die feit dat die Bybel vir jou sê, ons weet nie wie Melchisedek se pa is nie, is die kronologie van gebeure, dat ewe skielik het Melchisedek wel 'n pa, sy ma word doodgemaak terwyl sy swanger is met hom, die pa hardloop weg om hulp te gaan kry, kom terug, die oomblik wat die pa terugkom, dan het die ma nadat sy gesterf het, geboorte gegee aan Melchisedek, maar Melchisedek is aangetrek, daar was niemand anders daar nie, en hy het die vermoë om te praat. Dit dryf 100% in teen wat die Bybel vir ons sê Melchisedek is en wie hy is. So, baie vreemde, eintlik absurde idees wat ons kry in hierdie boek van Henog, en vir daai rede is dit baie belangrik dat ons nie sal val vir daai idee dat ek moet die boek van Henog lees en bestudeer, sodat ek die Bybel kan verstaan nie. Die boek van Henog gaan nie bydra tot ons verstaan daarvan nie, inteendeel, dit gaan dit teenwerk. So nou moet ons osself afvra, maar wag 'n bietjie. Ek het vroeër genoem dat daar's wel 'n geval waar die Bybelteks ietsie aanhaal uit die boek van Henog uit. Hoe verstaan ons dit dan? Onthou, soos vir die Ou Testament baie keer 'n Bybelboek aanhaal en sê die inligting is daar ook, omdat dit so 'n gewilde boek was onder die vroeë Christene en onder die Jode, word dit wel deur Judas aangehaal. Dit beteken nie dit is 'n geloofwaardige boek wat eintlik in die Bybel hoort nie. Dis bloot net omdat dit 'n bekende ding was, word dit gebruik. Ons kry dieselfde waar Paulus byvoorbeeld van die filosowe van sy tyd en 'n bietjie voor hom sou aanhaal wanneer hy sekere argumente maak. Dis bloot net 'n manier om met sy gehoor 'n koneksie te bou, om iets te gebruik wat hulle familier is mee, ietsie wat hulle ken, en dit te gebruik om vir hulle iets meer
te verduidelik. Dit is nie die onderskrywing of 'n aanbeveling dat daardie boek spesifiek gebruik moet word of gelees moet word nie. Nou, toe die sending in Afrika ingaan, toe verskillende van die apostels in Afrika ingaan om mense te kersten en tot geloof te bring, toe bring hulle nie net die Bybel nie, want baie van dit het gebeur voordat daar 'n definitiewe Bybelse kanon was. Die 66 boeke wat ons in die protestante Bybel het, onthou die Rooms-Katolieke Bybel het meer boeke in die 70, in die Oos-Ortodokse is iets in die 80. Die oomblik toe hulle nou met hierdie boeke kom, toe is dit nie net die Bybel soos ons hom het in 'n enkel bundel nie. Hulle het daar aangekom met verskillende van hulle kulturele boeke wat die boek van Henog ingesluit het, een Henog spesifiek. En wat gebeur het is dat die kerk wat toe nou ontwikkel in Ethiopië, hulle het gesê, ons gaan nie 'n seleksie maak uit hierdie boeke nie, ons vat al die boeke wat hulle vir ons gegee het, en ons maak 'n deel van ons kanon. So, daar bestaan nie 'n ding soos daar's net een Bybelkanon in die wêreld nie. Verskillende gelooftradisies het verskillende boeke. Vir protestante is dit 66 boeke, Rooms-Katolieke het meer, Oos-Ortodoks het meer, en spesifiek die Ethiopiese kanon, wat in 'n taal geskryf is met die naam Ge'ez. Hulle kanon van die Bybel sluit wel die boek van Henog in, wat beteken dat hulle dikwels wel die res van die Bybel lees deur die lens van die boek van Henog. Maar die boek van Henog is definitief nie deel van die Heilige Gees geïnspireerde boeke wat ons met vrymoedigheid kan bestudeer om die Bybel en God beter te verstaan nie. Ek hoop hierdie aspek van die boek van Henog is duidelik. As dit nie is nie, plaas jou vraag, iets miskien wat ek nie duidelik geantwoord het nie, plaas dit in die kommentaar onder op hierdie video en ons sal 'n punt daarvan maak om dit dan ook aan te spreek. Tot 'n volgende keer. Lekker dag.